ons gaan groot luisteraars. Ons is vandag weer reg oor Suid-Afrika ingeskakel op in hom Weskus, in hom moederstad, in hom Swartland en hier's Vision se blad. En ons gee die voorreg om te gesels met Adri, wat nou vir 'n onbepaalde tydperk 2 keer 'n week met ons gaan kom gesels en bietjie wysheid met julle gaan kom deel. Welkom Adri. Baie dankie Marie, dit is heerlik om hier te wees. Ek het toe Anita my gevra het om deel te wees van hierdie wonderlike geleentheid, toe kon ek nie wag om te begin nie, en ek wil sommer hierdie oordenking noem, lewende waters oordenking, want dit is so wonderlik om te weet, dat ons as aanlyn luisteraars regtig die voorreg het om te kan weet dat uit die woord van God het ons lewende waters. En so vanmôre is nie net vir my 'n goeie môre aan elkeen nie, dit is vir my 'n Godmôre. Dis ons heel eerste oordenking wat ons doen saam met julle. Baie dankie vir die voorreg, dankie vir julle span en dankie vir die geleentheid. En ek hoop hier gaan nog baie saad gesaai word en julle gaan ook groot gaan, net soos groot radio. Ja, ons gaan groot. Nou, onlangs was ek herinner en ek was verstom oor die woord van God in Efesiërs 1, waar hy vir ons sê, ons het geestelike seëninge, maar weet jy, maar nie meer as dit, ons het die wonderlikste krag in gebed, van 'n posisie, vanaf God se troon, want hy sê, daai krag in ons in Efesiërs 1, het Jesus Christus uit die dood uit opgewek, en hy het hom gaan sit aan die regterhand van God. En is dit nie wonderlik dat ons kan kom as gelowiges wat in hom is en so kan bid nie. Dis duidelik vir my dat God het beter planne vir ons lewe. Om die waarheid te sê, dit is soos die Engelse mense sal sê, it's out of this world. Dis buite hierdie wêreld, regtig. As 'n mens dink jou seisoene is totaal opgemors, alles is de mekaar, dis 'n gebroke wêreld, dan kom dit juist daar tussen daai probleme wat die Here opdaag. En ek gaan vir julle lees en vir julle sê, hoekom ek dit sê? Want ek weet daar's baie mense wat vir my gaan sê, maar pastoor Adri, hoe weet jy? Hoe weet jy waardeur ek gaan? Hoe kan jy so iets sê? Hoe kan jy so seker van jou saak wees? En jy's reg. 'n Mens is reg as jy dit sê. Ek gaan nie weet wat is jou omstandighede nie. Ek weet nie hoe en waar jy is vandag nie, maar dit is vir my duidelik dat God se lewende water sê vir ons 'n paar dinge waaraan ons geloof moet vashou. En dit is Matteus 28 vers 20 sê, en ek lees graag vir julle. En kyk, ek is altyd by julle en bly altyd by julle, ongeag omstandighede en op elke geleentheid, selfs tot aan die einde van die wêreld. Sjoe, so selfs al voel dit vandag vir jou, dis die einde van die wêreld. Die skrif sê hierso, dat hy selfs by ons tot aan die einde van die wêreld. Dis nie iets wonderliks om vas te hou nie. Dan sê Psalm 46 vers 5 tot 7 die volgende. God is in die middel van haar. Wanneer die oggend aanbreek, sal sy nie beweeg word nie. God sal haar help wanneer die oggend aanbreek. Die Here van die leerskare is by ons. Die Here van Jakob is ons vesting, of ons toevlug en ons hoë toring. Nou, hy het hierso met Israel gepraat, maar vandag wil ek insit Sint Helena Baai. Ek wil insit Mamasbury. Ek wil insit in en om die Weskus. Ek wil insit hier's Vision. Ek wil onsself, sit jou eie naam in daar vanoggend, dat God is in die middel van jou naam. Maak dit persoonlik vanmôre. God se liefde is werklik onvoorwaardelik, maar om hierdie gawe van sy teenwoordigheid te kan begryp of te kan ervaar, moet ons ook ja sê vir daai liefde. En ons hoor in Handelinge 16 vers 31 sê die Here, glo in die Here Jesus en julle sal gered word, julle en julle hele huishouding. So jou keuse wat jy vandag maak, verskoon my, of elke dag, is nie net 'n geleentheid om gered te word in jou situasie nie, maar vir jou hele huishouding. Dit raak almal om jou. En ons almal het dit nodig. Ons almal het iemand in ons familie, of 'n vriend of 'n vriendin, wat sukkel met iets vandag. Johannes 3 vers 16 ken ons baie goed.
Want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het vir die wat verlore is, dat as hulle hom kies, dat hulle die ewige lewe sal hê. Weet julle, ek het hierdie week het ek vir die Here gevra, onlangs het ek gevra, Here, wat is u liefde? Kom, wys vir my u liefde. En ek het nie die antwoord so vinnig verwag as wat ek gedink het nie. Maar die Here het vir my iets kom wys. En hy het dit vir my kom wys in 'n baie seer situasie. En die antwoord wat hy vir my gegee het is die volgende. Hy het gesê, liefde loop nooit weg nie. Liefde loop nooit verby nie. Liefde is nie te vinnig vooruit nie, is nie te stadig agter jou nie. Maar dit was vir my veel dieper as dit. Die Here het vir my kom wys, hy het gesê, liefde loop nie eers langs jou. Maar hy sê daar, my liefde dra jou. En ek gaan dit vir julle lees in Jesaja 46 vers 4 sê dit, selfs tot jou ouderdom en grys hare is ek is hy wat jou sal onderhou. Ek is die een wat jou gemaak het en jou sal dra. Ek het jou ondersteun en ek sal jou red. So gee vandag jou lewe aan die een wat jou so lief het. As dit vir jou soos die einde van die wêreld voel, is daar 'n wonderlike plek vir 'n nuwe begin, 'n nuwe seisoen, 'n nuwe keuse, 'n nuwe ingesteldheid in jou gedagtes om te sê, wow, ek kan in iemand glo wat my so lief het, wat my wil dra. Kom ons bid saam, Marie. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg dat ons u liefde so kan ken. En ek bid vir elke luisteraar wat vanmôre luister en ingeskakel is, en die wat nog gaan luister, Here, dat hulle sal weet, dat u is 'n God van liefde wat hulle dra. Maar Here, dat hulle ook sal weet, dat daar is ook 'n verantwoordelikheid by ons, om te sê, ja Here, ek gee my lewe, kom neem dit, kom dra dit. En Here, as daar iemand is wat vandag voel, dat dit is vandag die tyd om dit oor te gee, om hulle lewe vir u te gee, Here, laat vandag daardie dag wees, sodat hulle kan sê, ja Here. En Here, wanneer u ons lewe aanneem, en ons u, beteken dit, u dra ons met liefde in die hande, en ons sal vir u kom dankie sê. Dankie Vader vir wie u is. In Jesus naam, amen. Ja, ek wil graag vir julle vra, as daar enige gebedsversoeke is, daar is 'n WhatsApp lyn, maar jy kan vir die mense gee. Ja, dit is nog 'n ingewikkelde nommer, en ek sukkel my eie nommer om te onthou na 26 jaar, so ek sit hom hier op my foon, dat ek net gou iets wil kry. Dis ons in en om nommer. Miskien terwyl ons daai nommer soek, wil ons graag sommer vir julle 'n mooi lied sing. Daar waar julle is, maak julle oë toe, maak net hierdie 5 minute tyd van toewyding, waar julle net sê, Here, ek gee alles in u hand vandag. Alles wat my kan bekommer, alles wat my kan pla, alles Here wat verkeerd geloop het. En kom maak 'n nuwe oorgawe, 'n nuwe lewe, 'n nuwe seisoen en 'n nuwe denkpatroon, soos wat die Here vir ons leer in sy lewende waters. Ek sien julle môreoggend 10:00, dit gaan heerlik wees, dan kuier ons weer saam.